Goeiemôre gemeente. Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my heerlik om julle vanoggend hier te verwelkom. En ek hoop julle het ook 'n wonderlike erediens vanoggend en mag julle ook saam met al ons kinders ook die Here se teenwoordigheid beleef en mag julle ook 'n boodskap vind by hom. Dit is een van hierdie eredienste waar mense baie keer dink hierdie is net vir kinders bedoel. Dit is definitief nie net vir kinders bedoel nie. Ek wil hê julle moet vanoggend definitief julle ore spits, want hierdie erediens en hierdie boodskap het ons almal nodig. Geliefdes, vanoggend begin ons so natuurlik soos altyd en ons dink aan die wat swaar kry en wat ly. Ons dink aan tannie Anna Botma, tannie Sonja Slebusch, oom Norman Best, tannie Emma Boyens en dan ook daarmee saam oom Pieter Boyens. Oom Pieter Boyens het ook dan nou is ook in vir 'n stent in sy hart. Ons bid vir hom en dan ook vir tannie Estie Maree en dan ook dan vir tannie Lalla Smit. Ons bid ook vir tannie Frikkie van Staden en vir oom Ad van Sittard. En dan terwyl ons daarvan praat, geliefdes, het ons hierdie week 'n groot skok gekry. Rita Groenewald, sy het nou baie betrokke begin raak in die gemeente. Sy is so amper 'n jaar in die gemeente. Sy en haar ma het al hier voor rond gesit. Sy is toe in die week oorlede. Dit klink vir my dis 'n maagseer wat gebars het. En so ons dink aan hulle as 'n gesin, as 'n familie en ons bid vir hulle en dink aan hulle in hierdie moeilike tyd. En dan terwyl ons aan al hierdie tipe van dinge dink, dan wil ek ook vanoggend 'n geleentheid gebruik om ook ons aandag te vestig op ons boeregemeenskap. Jy weet, ek en oom Wieke het nou 'n bietjie voor die erediens ook gepraat en hy sê Dominee Venter het eendag hier so gestaan en hy het gesê dit is droog jong. En so ons weet dat die oes kan baie goed lyk, maar ons het reën nodig. En dit is hoekom ons afhanklik bly en ons dit van die Here af vra. So geliefdes, vanoggend wil ek ook in besonder ook bid vir die reën. So geliefdes, net daar waar u sit, kom ons raak stil vir die Here en dan bid ons almal saam. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie dat ons vanoggend u mag nader in gebed. Here, wees by die wat swaar kry en wat ly, dra hulle, Here, en wees goed vir hulle. Here, maak hulle ook gesond. Here, ons bid dat almal wat swaar kry en siek is, dat hulle u teenwoordigheid mag beleef, dat hulle mag vrede vind by u. En ook so vanoggend, Here, bid ons vir Rita en haar gesin. En ons sê vir u dankie vir haar lewe, maar ook, ons bid ook, Here, dat u ons sal help, dat u ons sal versterk en krag gee. Dat wanneer ons ook so verlies beleef, dat ons sal weet, ons enigste troos in lewe en in dood, is dat ons aan u behoort. Here, ons bid ook vir reën. En ons vra, Here, dat u vir ons reën sal stuur. Ons vra dit nie om u voor te sê nie, Here, nee, ons weet u wil sal geskied. Maar terwyl ons bid vir hierdie reën, dan weet ons, Here, u is die enigste een by wie ons kan aanklop daarvoor. Ons is afhanklik van u. Ons is alleen afhanklik van u. By niemand anders kan ons hierdie dinge vra nie. Stuur tog die reën, Here, dat ons ook so 'n goeie oesjaar mag hê. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons groet vanoggend die Here met 'n blye hart. Ons groet hom met lied 553. Ek is bly, ek ken vir Jesus. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here, ons Verlosser,
Geseënd is die wat weet, geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons vanoggend met 'n blye hart gegroet. Kom ons antwoord, kom ons gee vir die Here ook 'n antwoord. Kom ons groet hom terug vanoggend en ons sing saam uit lied 547. Ons sing vers 1 en vers 3. Alle volke, klap julle hande. Baie dankie, kan die sitplekke inneem. Liewe broers en susters, baie keer dan doen ons sonde. Ons doen baie keer goed wat die Here nie van hou nie. Ons doen dit omdat ons graag wil, maar wat die Here wil is meer belangrik. Die Here wil hê ons moet sy wet volg. Hy gee vir ons so 'n wet in die Markus Evangelie. In Markus 12 dan sê hy vir ons, die eerste gebod, 'n skrifgeleerde het hom gevra, wat is die grootste gebod? En Jesus het hom geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Here jou God is jou enigste Here, jy moet die Here lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Baie keer dan kry ons hierdie dinge nie reg nie. Ons sukkel maar soms om lief te wees vir mekaar, en dan kry ons dit ook nie altyd reg om vir die Here te wys hoe lief ons hom het nie. Daarom moet ons dit erken. Ons moet kan sê, ja, ons doen soms sonde. En ons doen dit deur om te sing. Kom ons sing oor dit wat ons verkeerd doen. En ons sing uit lied 548, vers 1 en vers 3. Ek weet Jesus lewe. As ons erken dat ons dinge nie altyd reg doen nie, as ons stout is en ons sê dit, dan weet ons, die Here is ook bereid om ons te vergewe. In 1 Johannes 2 dan sê hy vir ons, hy sê, as een van ons sondig, het ons Jesus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Dit beteken, dat Jesus vir ons opstaan, as ons aan hom glo, dat hy ons vergewe, dat hy ons lief het, en dat ons ook so sy genade mag beleef. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here Jesus ons vergewe nie? Ons moet net glo. Dis al wat ons moet doen. Jy hoef nie baie dinge te doen
om die Here se vergifnis te beleef nie, of in die hemel te kom nie. Jy moet net glo. So, daarom bely ons geloof. Daarom sê ons vir die Here wat ons glo. En daarom bely ons dit ook vanoggend. Ons sê, en bely saam met my vanoggend, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit in die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid, en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop, tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis, en ook die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Dit beteken dat ons vergewe is, dat ons ook bly mag wees oor dit wat ons ontvang het. Ons sing lied 164, ons sing vers 1. Klink my nou die bewoording, daar's 'n bietjie 'n foutjie. Maar ons sing, ons almal is hier te saam. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te streef. Loof hom, Christus die Heer. Net daar waar ons sit, geliefdes, kom ons raak stil voor die Here, en dan bid ons saam. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie dat ons U mag nader. Ons vra, Here, dat U vanoggend by ons sal wees, as ons uit die woord uit lees. Ons is honger, Here, om by U te hoor hoe ons moet leef. Praat asseblief met ons, dat ons nader aan U mag wees. Daar's baie dinge in hierdie lewe wat belangrik is, Here, en ons het baie dinge wat nie belangrik is nie. Maar daar is niks meer belangrik, Here, as U nie. Daar's vir ons niks groter as om U tevrede te maak nie. Help ons om dit vanoggend reg te kry, om dit te mag doen, Here, want U is ons God, en ons aanbid U, en ons het U baie lief. Here, spreek tot U kinders dan nou, ons luister graag. Amen. Liewe broers en susters, vanoggend se skriflesing kom uit Matteus 7. Ons lees vanaf vers 24 tot en met vers 29. Nou vanoggend gaan hierdie teks oor geloof. Dit gaan oor wat geloof regtig is. En ek wil hê al die groot mense vanoggend, voordat ons begin met ons preek, moet baie aandagtig luister na hierdie woorde. Want daar is amper niks so belangrik in al die dinge wat julle deurgaan as groot mense, as hierdie, om hierna te luister en dit ook toe te pas nie. Jesus in sy bergprediking sê vir ons in hierdie gedeelte die volgende:
elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fundament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. As daar nou nog enige maats daar bo in die galery of hier onder is, ek wil julle nou uitnooi, asseblief, om hier voor by my te kom sit, asseblief. Selfs ek wil vir die hoërskoolkinders vra, ek weet julle voel te groot, ek weet julle is nou te cool en al die tipe van dinge, maar ek vra julle mooi, kom sit hier voor man, asseblief, al die hoërskoolkinders, selfs die matrieks man, kom sit hier voor by my, kom, ek sien hoe skud hulle koppe, ek gaan hulle nie oortuig nie, nee. Hulle kruip selfs weg, kyk hoe kruip hulle, daai enetjie daar agter is, kruip heeltemal weg. As daar nog enige kinders is, asseblief kom sit hier voor. Hierdie ding gaan 'n probleem wees vanoggend. Goeiemôre maats. Baie welkom vanoggend hier by die erediens. Dit is vir my so lekker om weer hier saam met julle te wees. Ek hoop hierdie ding gaan ons heeltyd pla nie. Nou, ek wil vanoggend met julle praat oor geloof. Geloof kan soms vir baie mense 'n baie groot woord wees. Nou, ek wil begin deur om vir julle te vra, wie van julle was al ooit in julle lewe stout gewees? Jessie, dit was maklik. Ek het gedink ek gaan sukkel om 'n antwoord uit julle uit te kry vir daai een, hoor. Was julle regtig al stout gewees? Nou kom ek vra 'n ander vraag. Wie van julle kan vir my sê, watter stoute dinge het julle al gedoen? Enige van julle? Wie wil vir my sê? Kom nou, help my. Ja. Het julle glas gebreek? Jong, dis baie stout. En jy, wat het jy gedoen? Suikerskelm geëet. Dis hulle een. Enige ander stoute goed, matrieks? Enige stoute goed het julle al gedoen het? Waar is die matrieks? Enige stoute goed? Niks, nee, hulle doen nie stoute goed nie. Veral nie matrieks nie, nee. Nou ja, julle, ek wil vir julle sê, stoute goed baie keer, wanneer ons dinge soos dit doen, werk nie altyd vir ons lekker uit nie. Wat gebeur met kinders wat stout is? Wat gebeur met hulle? Ja? Hulle kry raas, ja? Dis ons huise sê ding, dade het gevolge. Wat nog? Ja? Wat? Chappa, is dit 'n pak sla? Baie keer as ons stout is dan, ja, Ryan? Tronk toe gaan. Ja, ons kan dalk tronk toe gaan. Ja, nee, baie keer wanneer ons dinge doen wat ons nie moet doen nie, dan werk die lewe nie lekker uit nie, nee. Nou baie keer wanneer ons stout is dit omdat ons nie luister nie. Wie het al ooit gehoor by hulle mamma en pappa, jy luister nie vir my nie. Ja? Het julle al dit gehoor? Nou,
Ek dink dit is belangrik vanoggend, vir al die mamas en pappas, vir al die mense wat hierso is, en selfs as jy nog nie 'n mamma en pappa is nie, om baie mooi te luister, want hierdie gaan jou baie help in die toekoms. Kinders, luister. Hulle hoor jou regtig, glo my. Hulle doen net nie altyd wat jy sê nie. Nee. Wie van julle hiervoor het al baie keer gehoor as jou ma en jou pa vir jou iets sê, maar jy het dit nie gedoen nie? Wie van julle? Daar was 'n vinnige hand, 'n vinnige een. Wie is daar nou? Hier kom hulle nou. Van die groter kinders, wie van julle luister maar doen nie? Ja? Hier is daar 'n paar, nee. Meestal trek selke, hy luister, maar hy wil dit nog steeds nie doen nie. Baie keer, geliefdes, is dit die grootste ding in ons lewens wat verkeerd gaan. Nie net in ons kinders se lewens nie, maar in ons lewens as groot mense. Ons weet hoe om te luister, maar ons weet nie altyd hoe om te doen nie. En dit is waar geloof inkom. Dis waar geloof belangrik word. Want geloof is om te doen wat die Here van jou vra. Nou kom ek verduidelik vir julle, hoekom is dit belangrik? Nou Jesus het eens vir ons hierdie pragtige storie vertel. Hy het vir ons gesê, 'n wyse man, 'n verstandige man, 'n man wat weet hoe om dinge te doen, is 'n man wat sy huis op rots bou. Hy sê 'n man wat sy huis op rots bou, want wanneer daar 'n storm kom of 'n groot sterk wind waai, dan sal sy huis nie in mekaar inval nie. Maar 'n dwaase man, 'n man wat nie weet wat hy doen nie, bou sy huis op sand. As die storm kom en die sand kom en die wind waai, dan val sy huis in mekaar. Nou wat Jesus met hierdie storie bedoel het, wil ek vanoggend in diepte verduidelik. Wie van julle kan vir my sê, wie van julle het al ooit beleef hoe lyk 'n sterk wind? Het jy al ooit gevoel 'n sterk wind? Ja, het jy? Nou ek wonder, was julle al ooit by die see en daar het 'n sterk wind verbygekom? Wat gebeur? Wie van julle kan vir my sê? Ja? Daar kom sand in jou oë, ja, en wat nog? Wie kan vir my sê? Ja? Dan gaan jy wegwaai, ja, dit kan ook gebeur. Nou ek weet dat baie keer, daar's amper niks so seer, so sand wat waai op die strand nie, want dit tref jou bene so, nê. Nou, hierdie mikrofoon gaan my vanoggend heeltemal pla. Nou, ek wil vir julle vanoggend vra, wie van julle was in hierdie laaste tyd, hierdie laaste Desember tyd by die see? Wie van julle was by die see? Was julle? Wie van julle het sandkastele gemaak? Ja, wie van julle het sandkastele te naby aan die golwe gemaak? Ja, en toe wat het gebeur? Die see het weggespoel. Omgestamp. Ja, wragtig, dit gebeur, nê. Nou, ek wil vir julle wys hierso wat het ek hier. Nou hier het ek 'n huis wat op sand gebou is. Nou dit is iemand, nê, wat sy lewe sê hierdie is jy, hierdie huisie is nou jy. Sê dit is iemand wat sy lewe bou op dinge wat hy hoor, maar hy doen dit nie. Dit is, hy luister, hy hoor wat die dominee sê, hy hoor wat mamma en pappa sê, hy hoor wat die Bybel sê, maar hy wil dit nie regtig doen nie. Nou, ek wil vir julle vra, as daar nou 'n groot wind hier verbykom, wat dink jy gaan gebeur met hierdie huis? Hy gaan breek. Hoekom gaan hy breek? Ja, dit is so, nê. As ek vir julle vanoggend vra, wat dink julle gebeur met hierdie ding? As daar baie water, soos 'n groot storm oor hom sou val. Ja?
Hy sal? Die sand sal wegspoel en hy sal wat? Wat gaan met hom gebeur met die huisie? Hy sal breek. Julle is heeltemal reg. Nou kom ons sê hierdie, nee. Hierdie is 'n groot storm. En al die reën val op hierdie huisie neer. Kom ons kyk wat gebeur met 'n huisie wat sy huis op sand gebou het. Kom ons kyk. O, jene, dit wil nie werk nie. Kom ons kyk. Kom ons kyk, kom ons kyk. Hierdie goed is baie sterker as wat ek gedink het. Het lyk nie of dit werk nie. Kom ek probeer hierdie. Want dit is eintlik wat veronderstel om te gebeur. Kom ek wys vir julle. Nee, dit wil nie werk nie, man. Nee. Nou kom ons kyk. 'n hele huisie breek uitmekaar en val uitmekaar. O, kyk hoe val uitmekaar uit. Dit was veronderstel om anders te gebeur, hoor. As ek byvoorbeeld nou hierdie huisie in die storm insit, nee, kyk wat gebeur hier. Kyk hierso. O, jene, dit werk nog steeds nie. Dit het gisteraand perfek gewerk. Ek beloof julle. Dit het perfek, vanoggend werk dit net nie. Wanneer 'n mens 'n huis op sand bou, dan val hy uitmekaar uit. Hoekom? Want dit het nie 'n sterk plek om op te staan nie. Dit het nie 'n sterk plek om op te bou nie. Wil jy ietsie sê? Jy kan. Dan sal hy sommer breek. Jy is so reg. Ja. Want wat gebeur is, en julle moet nou vanoggend my mooi hoor, is dat ons almal dink ons het die regte manier van leef. Ons dink baie keer ons het 'n pad in die lewe om te stap, maar dan stap ons baie keer allerlei verskillende ander paaie. Maar wanneer storms in die lewe kom, storms in die lewe, is wanneer ons dalk nie goed doen op skool nie, of wanneer dit baie sleg gaan by die huis, wanneer ons huil en wanneer ons hartseer is, dan is dit soos 'n storm wat ons lewe in mekaar instort. Want as ons nie doen wat Jesus vir ons vra nie, as ons nie doen wat hy sê nie, as ons nie luister na wat hy sê en daarvolgens lewe nie, dan sal ons lewe in mekaar instort. Maar hier, geliefdes, en nou is waar ek vir die eintlike boodskap uitkom. Ek wil vir julle wys wat gebeur as jy regtig doen wat Jesus van jou vra. As jy regtig doen wat Jesus vra. Nou ek soek so 'n paar van julle. So gee my so 4 maats. Wie van julle gaan kom? Sommige julle 3 voor en een seun. Kom jy sommer, kom staan hier voor. Ek soek 'n groot stormwind vir hierdie huis. So wat ek wil hê julle moet doen is, julle moet blaas. Nee. Julle moet so hard blaas as wat julle kan, en moet julle daai huis omblaas. Julle ken die storie van die wolf, nee, wat geblaas het, en die huis omgeblaas het van die varkies, nee. Julle moet harder as die wolf blaas. Blaas daai huis om, blaas om. Kom nou. Hy weet sommer dit gaan nie werk nie. Blaas! Niks nie. Ag, okay, weet jy wat, nee, kom jy hier saam met my. Julle kan maar weer sit, kom jy weer saam met my. Ek het 'n idee. Wat van hierdie? Blaas hom. Kom nou aan, blaas hom. Ag, nee wat. Ek het nou gedink hierdie groot ding gaan werk. Kom ons kyk weer van hierdie kant af.
Niks nie. Ek het nou wragtig gedink dit gaan werk. Wat as daar 'n storm oor hierdie huis sou kom? Nou, 'n storm sou wees dalk iets soos 'n groot klomp water. Wie van julle wil met 'n watergun speel? Ek gaan nou 'n bietjie daar agter, kom speel, kom jy, kom vorentoe. Ryan, jy mag ook. Kom, jy kan ook 'n beerd kry. Hy het al heel naweek gesê, hy wil met hierdie gun ook skei. Nou, wat jy moet doen is, jy moet hom nou optrek, laat hy dan die maatjie gou eerste, Yes, hierdie is 'n cool watergun, hè. Breek hy huis. Kom, breek hom. Nee man, ek het gesê, jy moet hom heeltemal afbreek. Kom storm, Ryan, kom, jou beurt, kom. Kom, geef vir ons 'n groot storm. Kom. Ek dink Ryan gaan dit reg kry. Kom ons kyk. Ryan, groot storm. Dit het nie gewerk nie, nee. Glad nie. Okay, wat van Luke, kom hierso. Hier is sommer 'n groot stormvloed. Nee, ek wil hê jy moet die reën gebruik. Ek wil hê jy moet die reën vat. Kom ons vat hom. Kom staan hierdie kant van my, hier agter. Staan daai kant, staan op bo. Nou wil ek jy moet dit hier uitgooi. Gooi dit hier op uit. Jessie. Wat? Jong. Daar is niks wat kan maak dat hierdie storm sou val nie. Want hierdie storm is op rots. Ag, hierdie huis is op rots gebou. Hy is op rots gebou. Nou ek wil hê julle moet vanoggend van my hoor. As ek vir julle sê die Here Jesus is 'n rots. Jesus is hierdie rots. Ek kan nie vir julle vertel hoeveel keer in my lewe ek gedink het, ek doen die regte dinge, maar my lewe net nie uitgewerk het nie. Hoeveel van julle hier vanoggend het al dinge gedoen wat julle gedink het, hierdie is die regte pad vir my om te stap, en het net besef, dit werk nie uit nie. Hoeveel van julle het al gewonder, Here, hoekom lyk my lewe soos wat dit lyk? Wel, geliefdes, ons hoor baie keer wat die Here sê, maar ons kies om ons eie dinge te doen. Ons doen ook maar net wat ons wil. Maar wanneer ons luister na die Here, en hy vir jou raad gee en vir jou sê, wees lief vir ander mense. Ek weet dit lyk nie of dit gaan werk nie, maar wees lief vir ander mense. Dan word jy soos hierdie huis, wat sy lewe op rots gebou is. Wanneer jy dan begin hoor dat die Here van jou vra om vriendelik te wees, om goedgesind te wees, om ander reg te behandel, dan dink jy by jouself, maar hoe gaan dit my lewe beter maak? Ek beloof jou vandag, as jy hierdie tipe van dinge doen, dan is jy op rots gebou. Maar ook so, wanneer jy deur dinge gaan, en jy weet by jouself, die Here het 'n plan vir jou. Jy weet wat jy moet doen. Jy weet wat die regte ding is om te doen. Jy weet regtig wat die Here van jou verwag. As jy dit doen, as jy luister en dit doen, dan sal jy nie in mekaar insak nie. Sien Jakobus 2 sê vir ons, geloof sonder werke is dood. Hy leer vir ons dat dit is soos asemhaal. Wat gebeur met 'n mens as hy nie kan asemhaal? Kan julle vir my sê? Ja, hy gaan dan dood. Jy is heeltemal reg.
Nou ek wil 'n bietjie toets. Wie van julle kan vir my, kom ons sê, wie gaan vir ons time? 5 minute. Kom ons vat 5 minute. Hou julle asem op vir 5 minute. Kom ons tel. Hou julle asem op. 5 minute. Almal van julle, kom. Hou julle asem op vir 5 minute, kom. Ons gaan hier staan. Hou op, kom. Ja, ek is nogal beïndruk met julle. Die hele gemeente hou hulle asem op. Kan jy nou dit glo? Daar, yes, daar gaan ons nou. Om asem te haal is iets wat ons moet doen. Ons moet dit doen. Jakobus sê, geloof sonder om te doen wat die Here van jou vra, is soos iemand wat nie asemhaal nie. Want iemand wat nie asemhaal nie is dood. So, as jy hoor wat die Here sê, en jy doen dit nie, dan is dit soos om jou asem op te hou. Maar wanneer jy hoor wat die Here sê, en jy doen wat hy van jou vra, dan het jy ware lewe. Dan het jy ware lewe. Nou wat hier vanoggend gebeur het ons vanoggend gesien, dat as ons werklik waar wil 'n goeie lewe hê, as ons eendag 'n lewe wil hê wat die Here van ons vra, dan moet ons nie wees soos die man wat sy huis op sand bou nie. Ons moet nie in mekaar insak nie. Ons moet op die Here vertrou en doen wat hy van ons vra. Ons moet ons lewe op rots bou. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie vir vandag en dat ons vandag U mag nader. Here, dankie dat U vir ons 'n lewe gee om op trots te wees. Want ons doen, Here, wat U van ons vra. Ons is soos 'n man wat ons lewe op rots bou. Ons is nie soos daardie mense wat hulle lewe op sand bou nie. Nee, Here, ons wil graag doen wat U van ons vra. Here, baie dinge in hierdie lewe gaan vir ons verkeerd. Ons het baie storms. Ons het baie sterk winde. Baie keer is daar eksamens wat vir ons voorlê, of maatjies wat nie met ons wil speel nie, of soms het ons 'n juffrou wat baie met ons raas, of dinge wat met ons verkeerd gaan. Dan, Here, dan wil ons vir U vra, maak ons sterk. Maak ons sterk dat ons op U gebou sal wees, en dat ons nie om sal val en uitmekaar uitbreek nie. Here, ons vra van U, om ons so te maak, sodat ons eendag met ander mense hierdie waarheid mag deel. Dat ons nie moeg sal raak, of uitgeput sal raak, of sal opgee nie. Maar dat ons hoop sal hê, dat ons sal vashou aan die geloof, en dat ons blydskap en vrede mag hê. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons groet dan vanoggend die Here. Ons sing uit lied 543. Ons sing vers 1 en vers 3. Here Jesus, ek is klein.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ek net so 'n paar enkele afkondigings voor ons uitmekaar uitgaan. Die wat verjaar hierdie week is Pieter Tolmey wat verjaar. Baie geluk Pieter, ook met jou verjaarsdag. En dan vir Hazel van Staden, mag die Here ook jou seën. En dan die 21ste is dit oom Pieter Boyens. Hy word 80 hierdie jaar. Baie geluk oom Pieter, ook met oom se verjaarsdag. Ek hoor nou oom Pieter gaan nou in die hospitaal en so. Ek hoop nou nie hy gaan op sy verjaarsdag in die hospitaal wees en dit sal nou jammer wees. En dan die 24ste is PC Stein, baie geluk, en ook Tom van Tonder senior, baie geluk ook met jou verjaarsdag. Dan geliefdes op die kalender, die 20ste is dit weer Bybelstudie om 9uur, en dan geliefdes het ons van die begin van hierdie jaar af weer 'n wonderlike geleentheid, en ons wil julle uitnooi, asseblief, ook om 1800 het ons 'n Bybelstudie geleentheid vir die ouer mense, vir die werkende mense. So asseblief, die van julle wat nog werk, wat nog in 'n beroep is, ons wil julle ook vra, ook uitnooi, om asseblief die Bybelstudie te kom bywoon. Dit is op die 20ste Januarie. Dan die 21ste het ons weer 'n NHSV geleentheid om 9uur, en dan die 22ste Januarie 'n immergroen geleentheid om 9:30. So asseblief, gaan woon ook dit by. Vandag, geliefdes, open ook ons kategese weer. Ons wens julle ook almal sterkte toe. Ons bid vir julle en dink aan julle in hierdie tyd. En mag die Here julle asseblief, julle moet ook geseënd wees. En ons vra ook asseblief dat al die kinders vir ons agter sal bly na die erediens. Dan, geliefdes, ons kantoor het ook weer 'n nuwe nommer. Baie van julle sou al die boodskap hier ontvang het, en indien dit nog nie ontvang het nie, laat weet ons. Ek gaan stoor daardie nommer op u foon. Dit is die kerk se kantoornommer. Die 056 nommer bestaan nie meer nie, maar hierdie nommer is dan nou ook ons amptelike kantoornommer. Dan, geliefdes, ons het 'n groot projek wat vir ons voorlê in Maart. Op die 28ste Maart het ons ook ons 3 van die bestes opvoering, 'n konsert by NG Vredefort, 'n wonderlike geleentheid teen net R250 vir hierdie 3 kunstenaars, hierdie wonderlike 3 kunstenaars. Dit is Matthys Roots, Germant Geldenhuys en dan nou ook Dani Niehaus wat vir ons kom optree. So asseblief, kom kry 'n kaartjie, help ons ook asseblief om kaartjies te verkoop en kom deel asseblief in hierdie wonderlike dag. En dan, geliefdes, die 25ste tot 28ste Januarie is om die draai, is ook die eerstejaarskamp in Potchefstroom. Asseblief, indien u kinders het of weet van kinders wat belangstel, asseblief skryf hulle ook in. Dit is dan al van my kant af. Vanoggend is dit Wyk Bethlehem wat vir ons tee skink. En dan ons vra asseblief vir julle om 'n koppie tee te kom drink, 'n koppie koffie, kom maak 'n draai en kom geniet dit ook saam met ons. Asseblief, al ons kinders, bly asseblief na die tyd agter. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tannie Emma? Hoekom word die geleentheid by Vredefort gehou? Want hulle het baie meer spasie en ons wil ons het dit oorweeg, maar dit is nie prakties nie. Dankie my tannie. Mag julle 'n geseënde dag verder en totsiens vir julle almal. Dankie. Werk my triek nie.
Ai, goed, dankie. Dankie met dat.